Welkom by nog 'n boodskap van Flowering Almond. Ons is vandag besig met ons 16de boodskap van ons Desember uitdaging waar ons kyk na verskillende vrouens in die Bybel. En vandag is ek een van my gunsteling verhale en dit is 'n ware verhaal wat opgeteken is van die weduwee met haar kruik. En dit sien ons in 2 Konings 4. Nou in daardie tyd was Elisa die profeet gewees. En hy het by die weduwee se huis aangekom. Sy 2 seuns gehad. Sy het met skuld gesit. Sy het niks oor gehad nie. Maar sy het 'n hart agter God se weë gehad. En die Here het Elisa na haar toe gestuur en hy het vir haar gevra, "Wat kan ek vir jou doen?" En sy het vir hom gesê, "Meneer, ek het hulp nodig. Ek sit in skuld. Ek het seuns om te voed. Ek het nie 'n man nie. Hoe gaan ek vir my kinders sorg?" En Elisa sê vir hom, wat die gees van die Here onthou het op hom gerus. En hy sê vir haar, sy gaan haar deur moet toemaak, en sy moet, voordat sy dit doen, moet sy soveel erdekruike, wat leeg is, moet sy gaan kry by haar bure, en dit na haar huis toe bring. Maar die eerste vraag wat hy eintlik vir haar gevra het is, wat het jy? As jy dan niks het nie, wat het jy? Nou ek kan net my indink, hierdie weduwee haar koskaste moes oopryk. En ek weet nie of jy ooit in daai posisie was nie, maar om jou koskaste te moet oopmaak, en daar is niks. Jy het 'n gesin om voor te sorg. Kan jy dit indink? Jy sit met skuld, daar is niks in jou kaste nie, en al wat jy voor jou sien, is 'n houertjie met 'n klein bietjie olie oor. Dis al wat jy het. Daar's nie meel nie. En ons vandag se daar's nie eers 2-minute noodles of sop of papmeel nie. Daar's net 'n klein bietjie olie. En sy steek dit nie weg en maak die kas toe en sê vir Elisa, "Nee, ek het niks nie. Ek het nie meel nie." Sy sê vir hom, "Ek het 'n bietjie olie." En sy kom met daai bietjie olie met 'n verwagting na hom toe. "Dis wat ek het. Help, dis wat ek het." En omdat sy met 'n verwagting, met die bietjie wat sy gehad het, na hom toe gekom het, sê hy toe vir haar, "As jy jou deur toemaak, dan gaan ons nou wonderwerk sien." En begin om daai olie in die erdekruike in te gooi. Nou dit laat my baie dink aan Jesus se wonderwerk met die water wat in wyn verander is, nê. Maar so gooi sy, kan jy net imagine, sy gooi daai olie en sy skink. En sy skink. En sy skink. En naderhand is al die erdekruike vol en Elisa vra vir haar, "Het jy nog erdekruike?" En sy sê, "Nee, dis alles wat hulle kon kry." En in daardie oomblik is haar kannetjie olie leeg. Wat wonderlike wonderwerk is dit nie? En hierdie wonderwerk is nie verniet opgeteken in die woord van God nie. Dit is opgeteken vir my en jou om dit te lees, omdat daar vir ons 'n boodskap daar binne-in is. 'n Boodskap wat vir ons daar weggesteek is. Glo jy nog vandag dat God wonderwerke doen? Glo jy nog in die bonatuurlike? Miskien staan jy vandag voor 'n groot besluit, werkloosheid, moedeloosheid, finansiële druk, of 'n lewe wat nie wil uitwerk nie. En dan wil ek vir jou sê dat God ontmoet jou op jou vlak van verwagting. Goed, so die eerste les wat ons hierso kan leer, is nood is nie die einde nie. Hierdie vrou was in fisiese nood, soos baie van ons vandag, maar ons nood is nie net altyd finansiëel nie. Partykeer is dit eensaamheid, verwerping, moedeloosheid, gebroke verhoudings. Wat is jou nood vandag? Glo jy dat God weer jou kruik oorlopends toe kan volmaak? Of het jy opgehou om te glo dat hy dit kan doen? Want as hy dit kon doen vir haar, kan hy dit mos doen vir my en jou ook. Psalm 34 vers 19 sê, "Die Here is naby die gebrokenes van hart." So as jou hart vandag gebroken voel, jy is op moedverlore se vlakte, jy glo nie meer in 'n deurbraakie, kan jy kyk na die weduwee se kruik en jy kan weet met die bietjie hoop en die mostersaadjie van geloof wat jy nog oor het, dat die Here by jou kan wees en hy kan jou kruik weer volmaak. Die tweede les wat ons leer, en dis 'n belangriker een, is sy het hulp gevra. Die eerste ding wat sy doen toe sy in nood is, toe gaan sy na Elisa toe. Sy het nie in sak en as gaan sit en gehuil nie, sy het na Elisa toe gegaan en so eenvoudig gesê, "Help." So maklik is dit vir ons, so eenvoudig. Daar's geen trots nie, geen skynheiligheid nie.
geen ek sal self regkom nie, né? Dis baie van ons is altyd nee, maar ek sal self, ek kan regkom. Ons vra nie vir hulp nie, ons probeer maar self deur dit worstel. En ons bid sonder verwagting. Ons bid, maar ons bid nie meer met geloof nie. Net daai klein bietjie geloof is nodig. Om sonder verwagting te bid is eintlik om passief agteroor te sit, nê, en te sê ag, God se water loop maar oor God se akker. Dit is nou maar hoe my lewe is. Maar julle dit loop uit tot hopeloosheid, tot selfverwyd. Ons blameer vir ander, ons blameer ons omstandighede en soms blameer ons selfs die Here. Maar onthou, en dit is vandag se les, en hierdie is les 2, is God ontmoet jou op die vlak van jou verwagting. Wat is jou verwagting? Het jy nog 'n verwagting? Het jy 'n kruik wat jy bring en jy maak jou kas oop en sê, maar dit is wat ek het. Les 3. Wat het jy in jou huis? Elisa vra 'n kragtige vraag. Hy vra, wat het jy in jou huis? En sy antwoord, niks nie, behalwe hierdie erdekruik met 'n klein bietjie olie. En daar begin die wonderwerk. Dit wat sy reeds het God reeds gevat en verneder. So ek vra jou vandag, wat het jy in jou huis? En ek praat nie noodwendig van jou fisiese huis nie, jou geestelike huis. Onthou, jou liggaam is 'n tempel vir God. Wat het jy? Het jy 'n kannetjie talente? Het jy 'n talent? Het jy 'n bietjie ondervinding? 'n kalletjie met ondervinding? Het jy 'n kannetjie drome? Daai drome wat sê ek wou nog altyd. Het jy nog ergens 'n droom wat wegkruip? Het jy 'n kannetjie persoonlikheid? Wat is jou persoonlikheid? As jy persoonlikheid, daar's soveel persoonlikheidstoetse daar buite. As jy so toets gaan doen, wat sê dit? Wat is jou karaktereienskappe? Wat se tipe karakter het jy? Miskien is jy introverties, ekstraverties. Hoe lyk jou temperament? Wat het jy? Wat is die kannetjie wat jy het? Het jy 'n kannetjie wysheid? En ek dink veral aan dames wat bo 50 is, wat ervaring het. Dit is vir my altyd die lekkerste en dit raak vir my so hartseer in die werksplek. En die mense met wie ek regtig my hart deel, is altyd die mense wat ouer is, wat bo 50 is. En dit is my hartseer om te sien hoe baie gaan aftree. En dan besef ek, een van die dae raak die tyd stap aan en dan is ek die een wat met die ervaring sit. Maar daai mense wat met lewenservaring sit, wie dalk nou eensaam is, wat alleen voel, maar daai wysheid wat gekry is, wysheid is kosbaarder as goud. En wysheid word nie maklik verkry nie. Dit kom deur baie moeilike tye, baie ervarings, baie omstandighede. Dalk het jy al daai kannetjies met daai klein bietjie van iets, maar dit is soos die maatemmer wat onder die bed weggesteek is, wat ver weggebêre is, in 'n kas toegesluit is. En die gedagte is van hoop, en die gedagte dat ek iets het om te bied, is vir jou eintlik ietsie wat weggesteek is. Maar dan wil ek vir jou sê, my liewe vriendin, pak jou kanne op die tafel, pak dit uit, die bietjies wat jy het, en sê Here, kom loop oor dit, kom vat my kannetjies, kom gee dit uit in kanne, kom vermeerder dit, kom maak iets daarmee, kom gee vir my weer hoop, vat die bietjie talent wat ek het, en kom help my om daarmee te woeker, vat die bietjie gawes wat ek het, help my om te woeker daarmee, my persoonlikheidseienskappe, kom help my om te ontdek, en om in selfvertroue te stap in wie U my gemaak het. En ek wil vir jou sê, as jy dalk 'n introvert is, en dit is vir jou moeilik met mense, die Here dalk 'n ander manier hoe hy jou gebruik, 1 tot 1, dit is my altyd so mooi. Ek sal baie keer sien in ons leefgroep waarin ons beweeg, is daar dames wat introvert is, en ek beny amper hulle, want hulle is so goed met 1 tot 1 situasies. Hulle sal met mekaar koffie drink, en 1 tot 1 mekaar se harte ontmoet. Dalk as jy 'n ekstrovert, so is dit vir jou makliker om in groot groepe mense te praat, en partykeer sê die wêreld vir jou dalk klim terug in jou boksie, jy pas nie in nie, jy's too much, maar ek wil vir jou sê, jy's nie too much nie, dis hoe die Here jou gemaak het, dis jy wat deur skanse gaan breek, dis jy wat deur mure breek, dis jy wat die atmosfeer in 'n plek ligter maak. So moenie laat die vyand vir jou kom leuns vertel, dat daai kannetjie wat jy het, die bietjie wat jy het, nie goed genoeg is nie, dis definitief goed genoeg. Dis my baie mooi, en ek kan getuig van 'n vriendin van my, wat in moeilike situasies was, en wat sy het
fantastiese talente. Sy is ongelooflik talentvol. Sy het 'n absolute ekstrovertiese persoonlikheid, baie wysheid, baie goed met menseverhoudings. En sy het daar vir die Here gesê, Here, gebruik my, ek wil bruikbaar deur U wees. En so het sy begin om naas van haar huis af te doen en sy bedien vrouens daagliks. Dis absoluut haar bedieningsveld, hoe sy raad gee en woeker in die koninkryk. Sy het nie in sak en as gaan sit en gesê, maar daar's geen hoop vir my nie, my omstandighede lyk sleg nie. Nee, sy daai wat sy het sy gevat en gesê, Here, gebruik my in dit wat ek het. En wow, ek staan verstom hoe die Here haar gebruik. Want sy was soos die weduwee wat gesê het, Here, hierdie is wat ek het. Dan die 4de les. Toe die weduwee haar kan bring, toe begin die olie te loop. Die olie het eers begin vloei, toe sy gehoorsaam was. Toe sy geluister het wat Elisa sê, bring dit. Toe bring sy dit. Toe begin die olie te vloei. Toe sy die kruike gaan leen het. Toe sy iets aktief gaan doen het. Sy was nie passief en gesê, okay Elisa, nou moet jy maar aangaan nie. Sy moes die kruike gaan haal het. Sy en haar seuns moes dit gaan leen het. Sy het nie te min geleen nie. Sy het by almal gaan hoor, kan ek asseblief leen? En ek kan net dink die vraag wat vir haar gevra was, maar sy het nie geskroom om te sê, maar die profeet van die Here is by my, ek verwag iets groots nie. 2 Konings 4 vers 7 lees ons, gaan verkoop die olie, julle kan leef van dit wat oorbly. So, die Here het kom vermenigvuldig dit wat sy gehad het, maar sy het aktief in gehoorsaamheid gestap, in dit wat die profeet Elisa vir haar gesê het. En vandag se dae het ons nie eers profete soos Elisa nodig om ons deur aan te klop nie. Jy as kind van die Here het die Heilige Gees wat met jou praat. Gaan raak stil en gehoor by hom. Wat is dit wat jy het? Wat is dit wat jy kan doen? En begin te woeker daarmee. Maak jou oë oop, maak jou ore oop vir geleenthede om te woeker. Miskien is dit in jou emosionele stand. Miskien sit jy in 'n gat van depressie en hopeloosheid. Dan wil ek vir jou sê, maar die gat is nie jou bestemming nie. Die weduwee se mure om haar in die huis met daai kannetjie olie was nie haar bestemming nie. Sy moes uitbeweeg het en iets omtrent dit gaan doen het. Beweeg uit. Vra vir die Here wat jy moet gaan doen. Miskien is dit om net 'n bietjie weer in die natuur te gaan stap, gaan doen 'n staproete. Gaan draf 'n bietjie, gaan ry fiets, stap om die blok. Maak weer 'n lekker resep gaar, doen iets wat vir jou lekker is, verweer, kleer in soos 'n kind, dit was soveel heling daarin. Spring in die swembad as jy bevoorreg is om 'n swembad te hê, maar doen dinge wat jou weer laat lewe, sodat jy uit daai gat uit kan beweeg. Dalk is dit nie depressie nie, maar vandag se boodskap voel ek veral, die Here praat met vrouens wat vasgevang is in hopeloosheid. Daar is dalk iets anders waarvoor die Here vertrou en hy praat vir jou met hierdie kruik en hierdie weduwee se kruik praat hy met jou daarin. Maar weet dat hy bereid is om jou kruike te laat oorloop, om emmers en kanne te laat oorloop. Maar daar is 'n aktiewe kant wat van jou af moet kom. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Nou ek wil vir jou sê, as jy nog vandag, daar waar jy sit asemhaal, lewe jy nog. En as jy nog lewe, het jy nog 'n kans, dan is daar nog hoop, dan is dit nie verby nie. Dan is daar 'n kans vir vrede, daar's 'n kans vir herstel, daar's 'n kans vir 'n toekomsvisie. En God wil die beste uit jou uithaal. So vandag se boodskap is, sit 'n bietjie skouer in die wiel, gaan pak jou kruike uit, sit jou kanne voor die Here, en die Here gaan jou ontmoet op jou vlak van jou verwagting. Wat is jou verwagting van die Here? Het jy nog 'n verwagting van hom? Mag die Here julle seën.